Goeienaand. Ek groet u uit 'n relatiewe warm Kimberley. Ek hoop daar waar u bly en waar u vandag inluister, is die temperatuur heeltemal nog aanvaarbaar. Ja, die somer lê voor die deur. Ons gaan ons skriflesing vandag hanteer uit Genesis 3 vanaf vers 6 tot en met vers 23. Ek gaan vir u 'n samevatting lees. U kan maar net luister daarna. Ons begin by vers 6 uit Genesis 3. Die vrou, of dit het die vrou oortuig, dit is oor die gesprek wat sy gehad het met die slang. Dit het die vrou oortuig waarna sy na die boom kyk. Toe lyk die vrugte van die boom vir haar aanloklik en mooi, geskik om 'n mens verstandig en slim te maak. Sy pluk 'n vrug van die boom, eet daarvan en gee vir haar man by haar, en hy het ook geëet. Toe gaan hulle oë werklik oop en besef hulle dat hulle naak is, sonder klere is. Teen die aand hoor hulle hoe die Here God in die tuin loop. Hulle kruip toe weg tussen die bome. Die Here God het toe na die mens geroep. Waar is jy? Interessant, né? Die Here God het toe na die mens geroep en gevra, waar is jy? Die mens antwoord, ek het u oor aankom in die tuin en gaan wegkruip. Ek was bang omdat ek naak is, sonder klere is. Wie het vir jou gesê dat jy naak is, dat jy sonder klere is, vra die Here God? Het jy dan van die boom geëet wat ek jou beveel het om nie te eet nie? Ja, erken die mens. Dit was die vrou wat u aan my gegee het, wat die vrugte vir my aangebied het, en toe het ek daarvan geëet. Daarop vra die Here God vir die vrou, hoe kon jy so iets doen? Die slang het my bedrieg, antwoord sy, dis hoekom ek geëet het. Toe sê die Here God vir die slang, omdat jy dit gedoen het, is jy vervloek onder al die diere op die aarde. Op jou pens sal jy seil en stof sal jy eet, solank as wat jy lewe. Van nou af sal jy en die vrou vyande wees. Dit geld ook vir die nageslag en haar nageslag, vir jou nageslag en haar nageslag. Haar nageslag sal jou kop inslaan en jy sal hom noodlottig aan die haksteen byt. Vir die vrou sê hy, ek sal jou swangerskap moeilik maak. Met pyn en lyding sal jy kinders in die wêreld bring. Jou begeerte sal na jou man wees, maar hy sal oor jou heers. Vir die mens sê God, jy het jou deur die vrou laat ompraat en van die vrugte geëet wat ek jou verbied het om te doen. Vervloek is die aarde om jou ontwil. Met moeite sal jy daarvan eet al die dae van jou lewe. In die sweet van jou aangesig sal jy jou brood eet, totdat jy terugkeer na die aarde, want daaruit is jy geneem, want stof is jy, en tot stof sal jy terugkeer. En die mens is die vrou Eva genoem, omdat sy moeder geword het van alles wat lewe. En die Here God het vir die mens as die vrou rokke van vel gemaak en hulle aangetrek. Toe sê die Here God, nou het die mens geword soos een van ons, deur goed en kwaad te ken. As hy nou maar nie sy hand uitsteek, en ook van die boom van die lewe eet en lewe tot in ewigheid nie. Daarom het God hom uit die tuin van Eden weggejaag. Hulle moes elders die grond gaan bewerk, dieselfde grond waaruit hulle gemaak is. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, in die naam van ons Here Jesus Christus, dankie vir die wonderlike geleentheid wat ons weer het om u woord te kan vergader. Ja, Here, om te kyk na die dieper dinge van die woord, rondom die verval van die mens in sonde, Here. Ja, Here, die mens wat die kroon van die skepping was, en nog steeds is, maar wat u so teleurgestel het, Here, deur dit te doen wat u van hom gevra het om nie te doen nie. En sy ongehoorsaamheid, Here, het ook die res van die aarde, die hele aarde is deur hom vervloek, maar ook die sonde is die wêreld ingebring, Here, wat soos 'n kanker deur die wêreld versprei het. Dit wat u goed bedoel het, en dit wat goed was in die oë, en die mens kom vernietig deur sy sonde. Help ons, liewe Here, om die boodskap te verstaan, en te gaan uitdra aan ander, en hulle te waarsku, hulle wat nog nie
pad met U loop nie, Here. Hulle wat nog in die sonde vasgevang is, soos Paulus sê, wat nog in die sonde modder rondrol, dat ons hulle ook sal waarsku teen die gevolge van die sonde, Here. Praat met ons tot eer en verheerliking van U naam. Amen. Voordat ons met vandag se gedeelte begin, wil ek net eers 'n kort samevatting gee van wat ons verlede week hanteer het, vir die mense wat dalk nie ingeluister het nie, vir die mense wat dalk iets gemis het. Ons het 'n kort reeks wat ons gaan doen oor sonde. Dit is die tweede boodskap hier oor die sondeval, wat ons maar net gebruik as 'n inleiding. Die mens, die man en die vrou is geskape deur God as beeld en verteenwoordiger van God. Nie een van die twee is meer of minder na God se beeld gemaak nie. Albei is gelyk, ewe belangrik. Albei moet God se beeld vertoon en as sy verteenwoordigers op aarde optree. Uit Eva se gesprek met die slang en die uiteindelike optrede deur haar en Adam in ongehoorsaamheid aan God se duidelike verbod om nie te mag eet van die boom van kennis van goed en kwaad nie, beskryf die Bybel die klassieke weg van die sonde. Dit begin by begeerte en die soek na redes om by begeertes te regverdig om teen God se wil te gaan. Die bevraagtekening van God se integriteit, twyfel oor sy bedoelings of betrokkenheid, wantroue in God se optrede, drang tot selfbevrediging van my eie begeertes, rasionalisering van my eie optredes, uitvoering van die sondedaad. Elke nuwe fase in die sondepad is 'n kans om nie toe te gee aan my sondige begeerte nie, 'n kans om nee te sê daarvoor, 'n kans om weg te vlug van die sonde soos Paulus vir ons beveel in een van die Timoteusbriewe. Maar elke verdere fase maak dit moeiliker om nee te sê, om aan my sondige begeerte toe te gee. Uiteraard is versoeking as sodanig nie sonde nie. Dit is wanneer daar aan die versoeking toegegee word, dat sonde intree. Jakobus 1, vers 14 tot 15. Maar 'n mens word verlei deur sy eie begeertes, wat hom saamsleep. Daarna, as die begeertes bevrug geraak het, bring dit die sonde voort. En as die sonde ryp geword het, loop dit uit op die dood, die ewige dood. Ons koester ook soms die begeerte om dinge te bekom, wat God van ons weerhou. So begeer baie mense om vry te wees, met die gedagte dat vryheid beteken, dat 'n mens kan doen net wat jy wil. Maar God sê vir ons, vryheid, ware vryheid, spruit voort uit gehoorsaamheid. Die mens wat waarlik vry is die een wat in gebondenheid aan God leef. Die beperkings wat God op ons lê deur sy 10 gebooie en voorskrifte, is vir ons eie beswil. Want daardeur wys hy vir ons hoe om die kwaad te vermy en hoe ons moet lewe tot eer van sy naam. Dit is dus belangrik dat die kind van God nie moet toegee aan die versoeking om die twyfelagtige op die proef te stel nie, ten einde meer omtrent die lewe te kan leer nie. Dit kan wrange vrugte oplewer. Ons as mens haal so maklik die vers in 1 Tessalonisense 5 vers 21 aan, waar Paulus sê, beproef alle dinge, behou die goeie. Ons gebruik dit wanneer ons weet wat ons beplan om te doen is die verkeerde. Ons troos onsself dat dit wat ons verkeerd wil doen of gedoen het, deur hierdie vers goed gepraat word. Wanneer ons verder lees en by vers 22 kom, dan kry ons heeltemal 'n ander betekenis vir vers 21. Dit is eintlik vir ons 'n waarskuwing. Vers 22 sê, onthou, julle van elke vorm van die kwaad. Vers 21 sê vir ons, beproef alle dinge, behou die goeie. Maar sê vers 22, onthou julle van elke vorm van kwaad. As jy iets wil doen, en jy is onseker of dit volgens of teen die Bybelse skryfers is, toets dit aan die Bybelse waarhede onder leiding van die Heilige Gees.
As dit die Bybelse toets slaag, aanvaar dit as die korrekte optrede. As dit die Bybelse toets nie slaag nie, verwerp die idee en die daaropvolgende daad. Onthou wat die woord sê, onthou julle van elke vorm van kwaad. Die vrou het begeer om soos God te wees, en het toe die oordeel van God op die hals gehaal. Die vraag ontstaan nou, is dit dan verkeerd om soos God te wil wees? Nou wel, die antwoord is maklik, sekerlik nie. Indien daarmee bedoel word, dat ons die beeld van God in ons lewens moet vertoon nie. Trouwens, die Bybel verwag dit van ons om die beeld van God in ons lewens te vertoon. Romeine 8 vers 29. Die wat lang tevore verkies het, het hy ook bestem om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun, sodat sy seun baie broers kan hê van wie hy die eerste is. Ek lees weer vir julle. Romeine 8 vers 29. Die wat hy, dit wil sê God, lang tevore verkies het, het hy ook bestem om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun, sodat sy seun baie broers kan hê van wie hy die eerste is. Ons moet ook onthou dat Jesus is God self, die seun Jesus Christus is ook God self. 2 Korintiërs 3 vers 18. Ons almal weerspieël die heerlikheid van die Here, want die sluier is van ons gesig af weggeneem. Ons word al meer verander om aan die beeld van Christus, wat ook God ons gelyk te word. Die heerlikheid wat van ons uitstraal, neem steeds toe. Dit doen die Heilige Gees. Tot sover daardie aanhaling. Levitikus 11 vers 44. Ek is die Here julle God. Wy julle aan my diens en wees heilig, want ek is heilig. Maar die aanhaling is soos God in Genesis 3 is meer as om maar net na die beeld van God te leef. Dit kom daarop neer om God te kan wees, dis wat die vrou wou wees. Dit kom neer op selfverheerliking, wat in diepste opstand teen God is, omdat sy posisie uitgedaag word, ten einde aan hom gelyk te wil wees. Selfverheerliking is dus niks anders nie as die oersonde, wat die oorsaak is van al die ellendes in die wêreld. Daarom moet dit vandag nog ten alle koste vermy word. Selfverheerliking, hoogmoed, dit moet vermy word. Die oortreding van die vrou het in haar gedagtes begin. Begeerte, sy het die begeerte gehad. Dit is waar alle sondes begin. Markus 7 vers 20 tot 23. En Jesus sê, wat egter diep uit 'n mens se hart kom, maak die verskil, en kan maak dat God niks daarvan hou nie. Want dit is van binne af, uit wat 'n mens begeer, dat vuil gedagtes groei. Jou verstand, jy sien met jou oog, jy hoor met jou oor, en jy begeer, en dan kom hierdie vuil gedagtes wat in jou brein gevorm is, tot verwesenliking, tot werking, buitekant die liggaam wanneer jy sonde doen. Een van die ellendes van sonde, is dat dit nooit ingeperk kan word nie, maar dat die effek daarvan versprei. Die vrou se sonde het ook die man in sonde betrek, en daarvandaan het dit alle geslagte en alle verhoudings aangetast, tot vandag toe, en tot en met die wederkoms sal dit so wees. So dikwels word ons gewetens gesis, wanneer iemand anders ook by die sonde betrek word. Maar sonde is soos gif, wat in 'n rivier gestort word. Dit versprei vinnig, en kan op geen manier herwin, of weer teruggeneem word nie. Daarom moet dit liever erken en voor God bely word, as dat daar ander mense daarmee besoedel word. Nou wat presies is die oortreding van die twee mense, Adam en Eva? 'n Mens sou kon vra of die eet van die vrug van die boom so groot oortreding was, en of die oordeel nie te groot in verhouding met die oortreding is nie. Was God nie 'n bietjie kras in sy oordeel nie? Die oortreding word gewoonlik met die woord ongehoorsaamheid beskryf. Dit is inderdaad so, maar dit is nog veel meer as dit. Die vrou se ongehoorsaamheid het voortgesprei uit haar begeerte om soos God te wil wees. Nie net na sy beeld nie, maar soos wat hy wil, sy wou soos God wees. Sy wou God wees, met ander woorde. Met ander woorde, sy het probeer om aan God gelyk te wees. 'n sonde wat herhaalde male in die Bybel skerp veroordeel word. Die man
het weer sy verhouding met die God bo sy verhouding met die vrou bo die verhouding met God gestel. Wanneer 'n mens iets of iemand bo God stel, is dit afgoderry. Die man het dus die ander ergerlike sonde waarteen die Bybel waarsku, naamlik afgoderry, gepleeg. Nou tot sover het ons nou gekom by die samevatting van verlede week se boodskap. Vervolgens hanteer ons vandag se skrifgedeelte as afsluiting oor die inleidende gesprek oor die aanvanklike sondeval en die direkte gebeure daarna. Omdat naaktheid seksuele ondertone inhou, bestaan daar 'n baie ou opvatting dat seks die oersonde sou wees. So 'n standpunt is egter baie ver van die waarheid. Die mens is geskape sodat daar seksuele verbintenisse kan wees binne die huwelik tussen heteroseksuele persone, man en vrou. Die Bybel is baie uitgesproke oor die feit dat dit deel is van die Godgewilde verhouding, die huwelik tussen man en vrou. Die Bybel keer egter male sonder tal die perversie van seks af. Die naaktheid in Genesis 3 moet in verband gebring word met die ontbloting van sondeskuld voor God. Wanneer ons voor God in ons sonde staan, staan ons naakt. Ons het niks om ons te bedek nie. Die sonde kan nie bedek word nie. Dit is dus hulle skuldgevoelens wat Adam en Eva laat wegkruip vir die Here God. Die gevoel van skuld of selfs 'n skuldige gewete is God se alarm wat jou waarsku dat jy iets verkeerd gedoen het of op pad is om iets verkeerd te gaan doen. Die stemmetjie waarvan ons so ligtelik praat. Dit is niks anders as die werking van die Heilige Gees nie. Wees eerlik. Ons het almal die Heilige Gees se waarskuwing al gehoor wanneer ons iets beplan wat ons weet teen God se wil is. Dink mooi hoeveel keer het ons in ongehoorsaamheid of in gehoorsaamheid na die Heilige Gees se waarskuwing geluister en nie teen die wil van God gegaan nie. Maar ook hoeveel keer het ons al die waarskuwing van die Heilige Gees geïgnoreer en gedoen wat verkeerd is en so die Heilige Gees bedroef het tot oneer van God en agterna met ons eie skuldgevoelens geworstel. Die stemmetjie, die stem van die Heilige Gees is baie belangrik in ons lewe. Hy gebruik skuldgevoelens om ons te waarsku teen 'n oortreding wat ons gedoen het en dat ons vergifnis moet kry by God. Maar hierdie stemmetjie waarsku ons ook. Die Heilige Gees waarsku ons wanneer ons op pad is om verkeerd te doen, dat dit wat ons gaan doen verkeerd is. Ons gewete pla ons. Hoeveel keer het ons al daardie stemmetjie gebruik om ons te weerhou van sonde tot oneer van God? Maar die teenoorgestelde is ook waar. Hoeveel keer het ons nie al daardie stemmetjie geïgnoreer en die Heilige Gees bedroef en gaan sonde doen tot God se oneer nie? Om die skuldgevoelens te onderdruk, wanneer ons willens en wetens teen God sondig, in volharding met opsetlike sondes, dit wil sê sonder om met daardie sondes te breek, is die heel ergste wat enige mens kan doen. Dit is soos om net pynpille, pynstillers te drink, sonder om iets aan die oorsaak van die pyn te doen. Skuldgevoelens maak 'n mens van jou sonde teenoor God bewus, sodat jy dit teenoor God dan, soos ek al reeds gesê het, kan bely, vergifnis dra voor en dan permanent daarmee te breek. Die toneel waar die mense se vrou van die Here probeer wegkruip, ontlok 'n glimlag, omdat die geredde sondaar besef hoe belaglik hierdie poging van ons oerouers was. Twee ongehoorsame mensies, wat hulle naaktheid vir mekaar en die almagtige en alwetende Skepper God probeer wegsteek. Die Bybel sê die regte optrede teen sonde is nie om dit te bedek nie, maar om dit te bely, vergifnis te verkry en permanent daarmee te breek. Hosea 14 vers 3. Kom na God toe en sê vir hom dat jy verkeerd was. Kom terug na die Here toe. Bid tot die Here. Vergeef ons tog al ons sonde. Ons is jammer daaroor. Aanvaar tog ons verskoning oor ons sonde. Ons belydenis is die offer wat ons bring om sake met U weer reg te stel. Tot sover die aanhaling uit Hosea 14. 1 Johannes 1 vers 8 tot 9. As ons dan beweer dat ons nie sonde het nie, bedrieg ons onsself en is die waarheid nie in ons nie. Maar as ons ons sondes bely,
Hy is getrou en regverdig. Hy vergewe ons sondes en reinig ons van alle ongeregtighede. Spreuke 28 vers 13. En hierdie is so belangrik, dit is 'n kort versie of 'n kort skrifgedeeltetjie, maar ek wil hê jy moet spesifiek aandag gee daaraan. Spreuke 28 vers 13. Wie sy sonde wegsteek, moet niks goeds te wag te wees nie. Wie sy sonde bely en daarmee breek, daarvan afsien, sal genade ontvang. Die tuin van Eden was 'n toonbeeld van harmonie tussen Adam en Eva en tussen die twee en die omgewing waarbinne hulle geleef het. Dit was slegs moontlik omdat daar harmonie tussen God en die mens was. Harmonie tussen God en mens is die basis van alle goeie verhoudings. Wanneer van die mense kant af die harmonie tussen God en mens skeefloop, affekteer dit die mense verhoudings op alle ander gebiede van sy of haar lewe. Dis presies wat gebeur wanneer die mens en sy vrou in ongehoorsaamheid aan God teen hom oortree en sonde van selfverheerliking en afgoderry beoefen. Hierdie sonde van hulle het die harmonie tussen God en sy skepsels versteur en het sodoende verwydering tussen God en die mens bewerkstellig. Omdat die mens die harmonie met God verbreek het, vermy hulle nou die teenwoordigheid van God. Dink vir 'n oomblik mooi oor u eie lewe. Hoeveel keer het u al opsetlik teen God gesondig? Die skuldgevoelens vreet u dan so op, dat u selfs nie eens die Bybel meer kan lees nie, en ook nie kan bid nie. U gaan selfs nie eers meer kerk toe nie. U vermy kontak met God, want u is skuldig. U kan God nie in die oë kyk nie. Deur u sondedaad het u die harmonie met God versteur en kan dit uit u self nie herstel word nie. Wanneer God die man aan wie hy die verbod gegee het tot verantwoordelik roep vir die sondedaad, toon hy geen berou nie. Adam het geen berou getoon oor die feit dat die vrou vir hom van die vrugte gegee het, maar dat hy dit geëet het. Daaroor het hy geen berou getoon nie. Hy het wel gesê, die vrou is die oorsaak daarvan, maar hy het geen berou oor die feit dat hy self die vrug geëet het nie. Hy gee dus egter die skuld aan die vrou, en dis ook indirek aan God, want hy blameer God vir sy sondedaad. God wat hierdie vrou vir hom gegee het, wat hom mislei het, of verlei het. Die vrou plaas onmiddellik die blaam weer op die slang. Interessant is die feit dat God geen verantwoordelikheid van die slang eis nie. Sodra sonde aan die lig kom, is die mens se eerste reaksie om hom of haarself te verontskuldig en 'n ander sondebok te soek. So asof die skuldige wil sê, ek het nou wel die daad gepleeg, maar dit is iemand anders se skuld. Hoe maklik blameer ons nie iemand anders of ons omstandighede vir ons eie sondeval of eie mislukkings nie. Die Here ken egter die waarheid en nou elke mens verantwoordelik vir sy eie dade. Ek wil weer sê, die Here ken egter die waarheid en nou elke mens verantwoordelik vir sy eie dade. Esegiel 18 vers 19 tot 23 is 'n baie kragtige skrifgedeelte wat vir ons duidelik sê dat elke mens verantwoordelik gehou word vir sy eie dade. Ek haal vir u hierdie skrifgedeelte aan. Julle vra waarom die seun nie die straf op sy pa se sonde kan dra nie, omdat die seun reg laat geskied en reg leef, daarom sal hy bly lewe. Hy is gehoorsaam aan al my voorskrifte en voer hulle uit, en daarom sal hy bly lewe. Die mens wat sondig sal sterwe. Sterwe hier beteken die ewige dood beerwe. 'n Seun sal nie die straf op sy pa se sonde dra nie, en 'n pa sal nie die straf op die seun se sonde dra nie. Wie leef volgens my wil, sal die vrugte daarvan pluk. Wie goddeloos is, sal die straf daarvoor kry. Die mens en sy vrou het op 'n baie pynlike manier geleer dat God die sonde moet straf, omdat hy heilig is. Die vrou bring pyn en spanning oor haarself, en die man moeite en swaar kry. Die Bybel bevat baie gevalle van mense wie se lewens verwoes is as gevolg van die sonde. God wil egter die mens nie straf nie, maar wil die mens van die ewige verdoemenis red, omdat God liefde is.
Al was ons ook hoe sondig, hy wil ons vergewe, sodat ons verhouding met hom herstel kan word. Jesegiel 18 vers 23. Dink jy dit is vir my lekker om slegte mense dood te maak? Die Here, die God van Israel, vra vir jou hierdie vraag. Natuurlik hou ek nie daarvan nie, sê God, om mense vir hulle slegte dade te straf nie. Ek sal so graag wil sien dat hulle omdraai en agter my aanloop, sodat hulle kan bly lewe. 2 Petrus 3 vers 9b. Op die oomblik is God net geduldig met julle almal. Hy wil nie hê dat sommige verlore moet gaan nie. Hy wil hê dat almal hulle moet bekeer. Bekende Johannes 3 vers 16. God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat die wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Nou die doel van die tuinverhaal is nie om God as 'n veroordelende God voor te stel nie, maar om te vertel van sy liefde en sy genade, ten spyte van die ontrouheid van sy skepsels. Van die begin van die tuinverhaal af, word die Skepper God se goedheid en sorge en liefde uitgebeeld. Teen die einde, na al die ongehoorsaamheid aan hom deur sy skepsels, gaan hy nog steeds voort met sy genadewerk. Eie aan sy wese, reik God weer uit na die ontreddende mens, en toon hy sy genade daar waar die sonde sy ergste letsels laat, naamlik die skuld voor God. Deur vir die mens klere te maak, en so hulle naaktheid te bedek, toon God dat hy bereid is om hulle sonde skuld te bedek. Hy verhoed dat hulle tot in die ewige lewe deur hulle weggeneem van die boom van die lewe en so beperk uit die gevolge van die sonde. Jesus jaag hulle uit die tuin uit, want hy is bang, hulle eet van die boom van die lewe en dan sal hulle nooit kan sterwe nie en sal hulle voortgaan om in sonde te lewe. Hieruit blyk dus dat God nie wil veroordeel nie. Hy is liefde en wil genade betoon. Hy kom staan as ware tussen die mens en die gevolge van die sonde, om die effek van die sonde op die mens te versag. Ons sê so maklik dat God ons straf, maar sien so moeilik hoe God ons teen die volle effek van die sonde in ons lewe wil beskerm. Deur ons te tugtig, dissiplineer hy ons om terug te draai na dit wat tot sy eer en ons redding lei. En dit is die kenmerk van God, naamlik om tussen die mense en die gevolge van sy sonde te kom staan, wat eindelik sy klimaks bereik, wanneer God as Jesus, die Christus mens kom word en onder ons kom woon. Met 'n liefdesdaad van plaatsvervangende lyding, wat kulmineer, wat sy hoogtepunt bereik, wanneer Jesus, die sondelose seun van God, aan die vloekhout, die kruis op Golgotha sterf, om die sondeskuld van die mensdom by God te vereffen, ten volle te betaal. Deur Jesus se opstanding uit die dood, as oorwinnaar oor die sonde, die dood en die Satan, is die kloof tussen God en die mens weer herstel. Nou hoef die mens nie meer vir God weg te kruip nie, maar kan hy op grond van sy vertroue in die versoeningswerk van Jesus Christus vrede maak met God, ten spyte van al sy oortredings en tekortkomings. Die lewe in die tuin van Eden was een van volkome harmonie met God. Hierdie harmonie het na die sondeval in skerwe gelê, soos wat 'n mens 'n pottebakkerstuk of 'n glas op die grond gooi, aan skerwe, jy kan dit nie weer herstel nie, maar God kon die mens se verhouding met hom weer herstel deur ons Here Jesus Christus. Hierdie harmonie, wat na die sondeval in skerwe gelê het, omdat daar 'n breuk tussen God en die mens ontstaan het, kon weer herstel word. Sonde is nooit 'n saak wat privaat is nie. Sonde het altyd 'n effek op die leefwêreld van die sondaar. Sy huwelik, sy gesin, sy of haar weier menseverhoudings, en ook sy of haar verhouding met die natuur en boal sy of haar verhouding met die Skepper God. Selfs sonde wat nie gesien kan word nie, laat 'n spoor wat nie vir altyd deur die sondaar weggesteek kan word nie. Sonde is soos 'n aansteeklike mediese probleem. Dit affekteer alles en almal rondom die sondaar wat volhard in sy of haar sonde. Net soos mediese personeel waarsku teen die gevolge van die mediese probleem, moet die wedergebore sondaar, dit wil sê die kind van God,
Die sondaar word volhard in sy sonde, waarsku teen sy of haar sonde en die ewige gevolge daarvan. Soos wat God na die mens geroep het in die tuin van Eden en sy sonde naaktheid met velklere bedek het, so roep God vandag nog na die sondaar om sy of haar sonde met die reddende bloed van Jesus af te was, sodat die wedergebore sondaar as kind van God sonder vrees vir die oordeel voor God kan verskyn in nuwe wit klere, skoon gewas, so skoon soos wol en witter as sneeu. Jesaja 1 vers 18. Kom nou en laat ons die saak uitmaak, sê die Here. Al was julle sonde soos skarlaken, dit sal wit word soos sneeu. Al was dit rooi soos purper, dit sal word soos wol. Hierdie uitnodiging staan tot in alle ewigheid vas, vir elke sondaar, vir elke heiden, vir elke ongelowige. God nooi jou elke dag uit. Hy sê elke dag vir jou, kom nou en laat ons die saak uitmaak. Al was jou sonde soos skarlaken, dit sal wit word soos sneeu. Al was dit rooi soos purper, dit sal word soos wol. Openbaring 3 vers 5. Wie oorwin, sal net wit klere kry om aan te trek. En ek, Jesus, sal sy of haar naam nie uit die boekrol van die lewe skrap nie, maar voor my Vader en sy engele oor hom of haar getuig. Niemand in hierdie wêreld kan sê, ek het niks met sonde te doen nie. Ek herhaal dit weer vir u. Niemand in hierdie wêreld kan sê, ek het niks met sonde te doen nie. Positief of negatief, het ons almal iets te doen met sonde. Ek sê weer, 1000 maal nee. Of jy moet breek met jou sonde, of jy as kind van God moet redding van sonde verkondig aan hulle wat nog nie die evangelie gehoor het nie, maar ook aan hulle wat dit alreeds ken. Dit moet jy aanspreek, hulle wat die evangelie dis alreeds gehoor het en nog steeds volhard in hulle sonde. Daai broer en suster van jou, daai vriend van jou, daai pa of ma van jou, jou oupa of jou ouma, jou seun of jou dogter wat nog steeds volhard in die sonde. Dis jou plig om met daardie persoon te gaan praat oor redding, oor sy sonde. Spreek hom aan daaroor. Paulus is baie ernstig daarop. Paulus sê jy moet gaan. Dis die eerste een nie alleen werk en dan vat jy nog iemand saam om met daai persoon te gaan praat. En onthou, bid altyd vir hulle wat in hulle sonde vasgevang is en nie daarmee wil breek nie. Altyd is ons betrokke by sonde, direk of indirek. Ons stryd is teen die bose geeste in die lig. Ons moet waaksaam wees teen die brullende leeu, die Satan. Hy soek kinders van God om te verskeer. En hy wil ongelowiges en heidene wil hy in sy mag hou wat alreeds daar is. Die mens, die kroon van God se skepping, het ook God se grootste teleurstelling geword. So erg dat God die sonvloed gestuur het. Maar God se alles oorheersende liefde vir die mens het ook gemaak dat hy op die regte tyd vir Jesus aan die kruis op Golgotha vasgespijker het om vir ons sondes te betaal. As kind van God het jy 'n voltydse taak om die sondaar die pad van redding deur die bloed van Jesus Christus te wys. Kom ons bid saam. Here, U wat ons deur die bloed van Jesus Christus verlos het van die sonde, deur die kragtige werking van die Heilige Gees en U groot liefde. U sê vir ons in hierdie dag, gaan vertel vir die wêreld daar buite, gaan vertel vir jou vader, jou moeder, gaan vertel vir jou broer of jou suster, jou oom of jou tannie, jou geliefde, gaan vertel vir hulle van die reddende genade van God deur Jesus Christus. Gaan deel die evangelie met hulle. God stuur ons met sy groot opdrag om dit te gaan doen. Ja, sonde is rondom ons. Sonde is nie meer deel van ons lewe nie. Maar ons het 'n verantwoordelikheid om hulle wat in sonde lewe te gaan waarsku. Want as ons dit nie doen nie,
is hulle bloed op ons hande. Ons dink in die geval van Eli. Hy het nie gedeel met sy seuns se sonde nie. En die Here het hom en sy seuns se Levitiese priesterskap van hulle weggevat. Asseblief Here, dat elkeen wat hierdie woord hoor, sal gaan dink oor hulle eie lewens, hoe hulle tot redding gekom het. Hulle wat nog nie tot redding gekom het, hoe hulle tot redding kan kom. En hulle wat gered is, Here, hoe hulle die mense vir wie hulle lief is, die mense met wie hulle daagliks omgaan, wat hulle weet wat nie 'n pad saam met ons Here Jesus Christus stap nie, wat nie gered is nie, van hulle sonde kan gaan bewus maak. Bid alles in Jesus se wonderlike naam. Amen. Maak gebruik van Koenboeke, se Bybel in praktyk. As 'n hoofnavorsingsbron, ons gebruik ook uittreksels uit suiwer skrifgefundeerde uittreksels uit Google uit. Tot 'n volgende keer. Mooi loop.